Nou, goed. Ja, wat zit hier in? Dat is op heel vroeg. Die man op doen. Dit is zo Gelukkig, ek bly om vanaand elke keer hier teenoor te sien. Besoekers, Marnus, sy metgesel, baie welkom vanaand hier by ons. En ek glo dat die Heilige Gees gaan vanaand. Gelukkig, dis ons wat ons harte moet oopmaak. Om te ontvang. Jy weet ek het gebid vir werk om te kom en daar baie werk toe omgekom en ek baie besig geraak en tot op 'n dag te sê die Here met op hier toe. Jy het nou 'n bietjie kans nodig. Ek het ook tyd nodig. Is waar, ja. En afbreek my enkel. Groete sou so nie baie maklik nie, maar kyk ek het nie pyn nie. Glo vir my daar's geen niks pyn nie. Niks. Is net ek kan nie op die ding loop nie, dis al. Maar daar's nie pyn nie. Die Here het al die pyn weggevat. Die bene slaap basies amper aangegroei. So volgende week hoor ek dalk 'n bietjie rond te spring weer. Dis die God wat ek dien. Hy ken 'n mens se hart, hy ken jou wee en hy weet waartoe jy in staat. Dis waar, ja. Geliefdes, die aankondigings vir die week, wie sien vir hom nie? Ja, dan sê dankie aan Amerika. Woensdag is bid hier live deur pastoor Thys Greef. Vrydag aand 5:00 is die jeug is 'n fietsry kompetisie. Sondag aand foonbediening pastoor Marius Kluit. Sondag aand 4:00 die diens pastoor Eric Roberts. En die verjaarsdag maandag die 24ste Monique Kluits. Geliefdes, dis nou al, is jammer ons gaan nou nie hierdie week nou lekker kan eet nie. Ek het nou bedink ek gaan 'n bietjie kan rol, maar nou ja. Al wat ek sien is my voet wat rol. Ek sien al lekker. Toe dink ek, want die dokter sê jy moet jou voet daar in die lug hou. Weet jy hoe moeilik is dit? Dit is ons nou 'n straf vir 'n mens. Maar ek gaan nou hierdie week gaan ek probeer om nie nag die dinge nie te lig. Want ek kan nie in die dag nie. Geliefdes, kom ons staan en dan gaan ons suster vra om vir ons te open met gebed en daarna maak ons die naam van die Here groot. Kan ons vra vir ons? Ja, die TVK moet keer te gaan. Dat is jammer en dit gaan net nou. So, maar volgende Sondag sal hy reg wees. En geliefdes, asseblief volgende Sondag bring dan nog 'n maatjie saam. Here, vanaand kom ons na U toe en ons sê vir U dankie dat ons hier kan wees. Dankie Here dat ons hier in die vergadering van die gelowiges U naam kan grootmaak. Ons wil bid en vra Here dat U die werke van die vyand kragteloos sal stel. Here, het nou die kabel wil vernietig, arme Marnus het amper van die stoel afgeval. Here, en Thys bobbel hier rond, maar ons sê vir U dankie Here, ons is hier vanaand. Ons is hier om U naam groot te maak. Here, ons gaan nie toelaat dat die vyand ons beroof van ons seëninge nie. En daarom wil ek een en elkeen onder die bloed in hierdie vergadering vanaand onder die bloed van Jesus pleit, Here, dat ons oë en ons gedagtes en ons hart op U gefestig sal bly, dat ons kan ontvang, Here, sodat ons hierdie week kan ingaan, wat ons nie weet dat ons vir ons voor lê nie, en ons weet vanaand is ons hier op 'n doel, en ek vra U vanaand, Here, seën ons mondelik, seën die musikante, musiekinstrumente, die woord, die getuienisse wat sal uitgaan, Here, seën een en elkeen, dat ons sal hier uitgaan, meer op
gecharge as wat ons hier ingekom het, Here, sodat ons hierdie week kan maak. Baie dankie daarvoor, Here. Amen. Geliefdes, voor ons gaan begin sing. Ek sien my suster vir my wil weer net slaan. Geliefdes, verlede Sondag was ek hier nie. En weet jy, my vrou was skaars al. Ek so skuld, so sleg. Maar ek sê ek kan nie met 'n kortbroek by 'n kerk instap nie. Dis nie my geloof, ek kan nie. Want die Here gee sy bes op my, ek moet die bes gee vir hom. Kom, so verlaat. Maar ek het leeg gevoel, dus ek het regtig leeg gevoel. Hierdie Sondag toe sê ek van nee, ek is in die kerk. Al het ek 'n denneman, maar ek is daar. Amen. Ek wil die naam van die Here groot maak. Geliefdes, met elke diens, dit is nie dieselfde by die huis as in die gemeenskap. Glo vir my. Daar's 'n baie ontvang verskoon.
nie bang te wees nie, jy hoef nie te vrees nie. Want hy is die een wat die paai gelyk maak. Die woord van God sê vir ons uitdruklik, moenie vrees oor die dag van môre nie. Ek sal reus staan om vir die paai gelyk te maak. Maar weet julle wat is ons menslike probleem? Ons wil gryp. Maar die dinge wat nie ons spoor. Dit is waar werklik waar ons probleem is. Geliefdes, ons getuienis aan vandag. En ek wil nie, is net ek wat gaan praat nie. Jy weet, ek wil net kortliks, ek sit nou nie so en dink. Ons is nog daar by die kerk al onder gewees. En pastoor en mama vraag my, nee, ek moet mense gaan al daar in dispatch. Maar nou, ek ry net ou golfietjie. Ek ry nou nie 'n BMW nie. Daar gaan ek met my golfietjie. Jong, kom by die eerste stop, hulle sit al klaar amper die kar vol. Ek sê, nee, is reg. Kom by die tweede stop. Hulle klim in. Hulle sê, nee, maar hulle gaan maar by die huis moet bly. Ek sê, nee, klim. Ons is 9 binne in die kar. Nou, die Here ken my hart. My regter se agterwiel. Hy, as die muskiete omkry, dan sy pak. Daar ry ons. Jene, daar reg oorkant, Volkswagen se parkeerarea, daar stop hulle my. Meneer, jy sal nooit, ek sê, ja, ek weet, ek is op pad kerk. Meneer, jou tyre is glad. Ek sê, van ja, ek weet, is my spaar. Hy sê, van meneer, te maar gaan maak. Dis die God wat ons sien, hoor. Hy sal jou beskerm, as jy in sy wil beweeg. Dis Baie waar. Holy as anointed one, Your name is like honey on my lips. Your spirit's like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Holy as anointed one, exalted one, Jesus. Your name is like honey on my lips. Your spirit's like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit's like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus.
Wanneer komt dit uit? Weer in mekaar net die ander dag. Maar nietemin, omdat Jesus lewe, sal ons lewe. Amen. Soms dan verwonder mense om gebeur dinge saam met hom. Soms ek groet in die mooie naam van ons koning Jesus Christus. Weet, en soms dan is ons, especially ons as pastore, ons wil nie hoor ons gemeente raak siek nie, want hulle moet glo in die Here. Ja, ons moet glo in die Here. Maar weet jy wat sê Jesus vir Nicodemus? As jy Johannes 3 lees, jy gaan opwaan na die 27ste verse toe, dan sê die Here vir hom, julle mense wil die dinge in die hemel dink. Nee? Maar julle kyk nie wat gaan hier rondom julle aan nie. Soms dan jy kry pastore wat vir mense sê, julle drink nie kliniese pille nie, julle moet nie dit doen, julle moet nie dit doen, julle moet nie dit doen nie. Die Here maak die vrou gesond, of ek dink is die twee blinde manne, nee pastoor? Hy maak hulle gesond, en hy sê hulle gaan vertoon julle aan die priester. En hy het as die priesters ons dokters gewees. En so wil ek vanaand vir u sê, ek staan hier, net uit genade uit. Halleluja. Weet ek is van die 4de maandag was ek siek. Daar sit my met my getee. Ek begin met 'n asma bors wat skrik vir niks. En ek is 'n asma leer so soort of, maar ek het die asma weggesing. En ja, my ma het gesê, sing jou laste nou weg. En ons het geglo daaraan. Maar weet jy dierbare kinders van die Here, kom 'n dag, wanneer dinge met jou gebeur, dan wonder jy, en dan kla jy by die Here, maak my gesond, ek wil gesond wees, ek wil dit gaan doen, ek wil dit gaan doen. Maar die Here sê, nee my kind, wacht so 'n bietjie. Ek wil jou so 'n bietjie vir 4 maande, of 5 maande, by jy een kant sit. Want ek die Here, jou God, is 'n jaloerse God. Hy sit ons soms een kant, sodat hy kan werk met ons 'n bietjie. As ons karre om ons te vind, gaan hulle kruis toe nie. En so wil die Here ook hê, ons moet stil word en hoop op hom. Weet jy dierbares, ek kan nie vandag vir julle sê wat gebeur met my nie, maar toe dit begin, toe is dit 'n ewige geraas hier by my. Ek gaan nie lang wees, ek gaan nie alles vertel nie. Toe is hier geraas, toe lyk dit vir my, en dit gelyk soos klippe wat op mekaar kap. Dit gelyk soos klippe wat op mekaar kap, dierbaar is. Vir soos eindelijk dit 'n geweldig geraas geweest. Maar Reinet, wat was dit vir my? Al my broers en susters se stemme, wat ek hoor hier, dink julle nie is die vyand nie? Want hy kan mos afkop, hy kop hom mos af. Toe hoor ek al my, ons is 9 kinders, saam met my, en my suster het oorgebly, die ander 7 nie, is weg. Toe is al hulle stemme hier. En ek het so in my kop, so 'n bietjie koeskoes geword. Want ek het daarom dit geweet, waar is ek nie? As ek in my kamer lê, pastoor, dan dink ek vir die venster is die deure wat ek moet uitgaan. En die nagte wanneer ek so slaap, of nie slaap nie, dan is ek so wakker, dan weet ek nie waar is ek nie. Tot een aand, wat ek op my 2 voete staan, en ek sit op 'n klei aan saam met Satan. Ek bestraf hom in my kamer, en ek verbied hom. Ek sê van die bloed van Jesus teen jou, waar het jy ingekom, vra ek vir hom. En dan rukkie, sy stil. En my dogter sê vir my die volgende oggend, mama, ons wil nie kom kyk, maar hoekom het mama so gepraat? Ek
vertel haar toe wat het gebeur. Toe dit nog nie reg is nie, toe sê my dogter vir my, ek moet 'n bietjie Portalisme toe gaan na my ander dogter toe. Sy lees moet so teen die strand af. Ek moet 'n bietjie gaan, daar waar 'n bietjie son is, teen die see af is maar son, dis koud daar nie. Gaan ek toe son toe, dat ek kan, toe raak die ding nog steeds, maar nog nie so erg. Toe ek daar kom, in die hartjie van die winter, toe is het so te sê somer daar, so warm is het. En ek het daar gelê, en ek bedacht in die werk, ek het gelê daar, en die vrydag toe moes ek huis toe gaan, die donderdag, toe het ek eers 'n bietjie beter gevoel. En so het ek my huis toe gekom, maar toe ek nog weg is pastoor, toe het my dogter dat ek my bly, toe sê, en haar man in my kamer ingespring. En hulle skief beddens weg en so, toe hulle die bed wegskuif, toe is my hele kamer, rondom my bed, al die goeders wat aan my behoort, vol muf. En ek het hy muf natuurlik ingeasem, dis waarom die vyand kom, en dan kom kans kry, want dit moes nog gif wat 'n mens inasem. En toe my dogter sommer 'n masker sê na haar man, toe was hulle daai plek uit en so aan. En toe nog terugkom, sien ek in die shower, is hulle skoene en goede, wat ook vol muf is. Ons het omtrent skade gekry. My klere en my handkasse, al die handkasse van my, was sop nat. Die suster en sy die goede gesien. Maar my dogter het nou die meeste van het goed gewas. En toe ek nou op die naag kom, dan die vyand, jy wil nog nie hoor nie. Hy wil jou weer iets wys. Hy slaat my op my heup, jong. Hy slaan my op my heup. Toe dink ek sommer aan Jakob, nie? Wat die engel op sy heup geslaan het, wat hy vir die res van sy lewe mang was. Dierbare kinders van die Here. Maar so het ek maar aangekom, maar Markus hulle almal, die dierbaars het gebid vir my, en ek weet, pastoor het ook gebid vir my. Maar soos ek sê, soms wil die Here, laat die Here toe, dat jy by een kan kom, want met Job moes sommer as op toe gaan, nee? Hy moes daar sit en sy vrou het sommer vir hom gesê, hoekom vloek jy nie die Here nie, dan sterf jy eenmaal. Maar die Here het 'n afspraak met Job gehad. Toe moes hy nou eers vir sy 3 vriende bid, op die einde van die dag, toe stuur die Here hulle na hom toe, toe sê die Here vir hulle, julle het nie reg gehandel met meneer Job nie. Soms het ons baie te sê oor mekaar, nee? Especially as dit kom by siekte, hoekom kan sy siek raak, hoekom kan hy siek raak, nee, die geloof is die reg en allerlei klomp. Maar nietemin, ek kan nie sê wat ek wil, maar ek noem dit net op. En dierbare kinders van die Here, ons sien toe die Here Job herstel, toe gee die Here vir hom meer as wat hy gehad het. So in ander woorde, wanneer jy hoekie toe gaan, maar ek in die stilte ingaan, waar God jou stuur, dan het God met jou afspraak. Die Here het gesien, ek is te besig. Ek was te besig, want ek is dan op die radio, dan is ek op my phone met die boodskap wat ek instuur en so aan, maar het is nie snaaks nie, so op die verkeerd wat ek gedoen het hier. Maar daar was baie mense wat teen my gepraat het, en die Here sien al die goed te raak, man. En die Here sê, by my kind, een kant sê, maar die woord van die Here sê, Job was 'n man van oprechtheid. Nee? Toe moes ek nou een kant gaan. Vanoggend loop ek, stap ek so lekker, maar toe het ek 'n halwe van hierdie geel pille, wat noem jy dit? Hy sterk pynpille. Toe het ek gedoen. Toe het ek 'n halwe gedrink, toe kan ek maar ewe spoggerig stap in die gesinskerk, toilet toe en terug. Maar toe die pil uittrek, toe sit aan in Japan. Jy weet, dierbare kinders van die Here, ons nooit ophou vir mekaar te bid nie. Ons moet nooit uit 'n opregte hart vir mense bid nie. Ons is so gou om mense te oordeel. Ons is so gou om van die mense doen en late te praat. Dis seker daarom wat sy so lyk. Dis daarom wat sy nou so siek is.
dierbare kinders van die Here, kom ons vra die Here vergifnis, omdat ons so vinnig is met die tonge van ons. Vra die Here vergifnis, dierbare kinders van die Here, en ons stel ons self bloot voor die Here se aangesig, sodat hy ons kan gebruik soos hy ons wil gebruik. Mag die Here elkeen seën. Friend of Jesus, oh, what bliss that once away as I should ever a friend like this to lead you to the sky. Friendship with Jesus, fellowship divine. Oh, what blessed sweet communion. Jesus is a friend of mine, a friend to lead me in the dark, a friend who knows the way, a friend that's through the veil I go, a friend to help and cheer. Friendship with Jesus, fellowship divine. Oh, what blessed sweet communion. Jesus is a friend of mine. Friendship with Jesus, fellowship divine. Oh, what blessed sweet communion. Jesus is a friend of mine. Jesus is a friend of mine. Nog iemand wat nog getuigt? Chris, waar is jy? Kom, jy het gesê jy wil getuig. Sies, Chris? Geliefdes, het die Here julle niks gedoen? Het julle gedoen hierdie week nie? Ek wou opstaan. Ek sien julle. Ek wil nie maar wees nie, maar ek kan nie stil sit nie. Net vanaand toe ons daai koortjie sing Turn Your Eyes Upon Jesus, toe voel ek die gees van die Here hier in my binneste. En ek sê Here, ek sukkel en ek worstel met hierdie ding, hierdie tydelike, hierdie soos suster sê, die dinge wat jou aandag aftrek en die praat en die uiterlike woord so vanaf. Sonder dat jy dit besef, dan bring jy onder my ding op 'n ander mens. Ek wil die Here vra dat ons oë op hom gefestig kan kry. That we can look into his face. And the world, this world will become dim. Ons gaan nie hierdie dinge van die wêreld raak sien nie. Want as ons besig raak met die dinge van die Here, is dit onmoontlik om met mense besig te raak. Want in jou hart, ek onthou my man, hy was altyd, as hy so vervoering raak, en dan, hy sien jou nie eens raak nie, want hy is besig met die dinge van die Here die hele tyd. En ek sê vir die Here, Here, help vir my om stil te raak voor U. Daar's so baie dinge wat ons vir die Here kan doen om mense op te bou.
Maar wat doen ons? Ons luister na die vyand en ons wil mense bespreek. Ek doen dit, broers en susters, ek was so gewees. Ek sê vir jou, ek het ek sukkel elke liewe dag. Want mense kom na jou toe en hulle bespreek dinge, nie kerkmense nie, buite staan nie. Kom na jou toe, dan bespreek hulle families, dan sê ek, ja nee, dit is so, jy weet mos, dan ken ek die persoon van kant af, die mal het my so beïnvloed, dat ek 'n haat in my binneste kry teenoor ander mense, maar dat hierdie dinge, ons ore nie volle spikke sal wees nie, en ons monde nie sal oorloop van lelike dinge nie, maar dat ons die woord van die Here tydig en ontydig vir mense gaan gee, om te bemoedig, dat ons oë op Jesus kan vestig. Amen. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. Then the things of this world will grow strangely dim. Yes, hallelujah. En het het my so gevang vanaand. En die Here het my so bemoedig om te dink, Here, U praat met elkeen van ons. Nie net met my nie. En ek wil die Here vra dat hy my moet help. Dat ek nie ander mense se dinge sal bespreek nie. Wat ek nie van weet nie. Mense kan baie mense beïnvloed negatief. Mens moet so versigtig wees. Jy's net op daai punt waar jy nie genoeg in die gees is nie. En dan vang hy jou so. En dan voel jy, daar sê ek alweer 'n ding wat ek nie moes sê nie. En as hy uit is dit moeilik om hom terug te kry. Jy kan hom nie terugkry nie. Jy het dit klaar gesê. Jy het klaar die sonde gedoen. So ek wil vra dat ons stil sal raak en ons oë op die Here gefestig sal hou. En mense bemoedig tydig en ontydig op hierdie pad. Weet, daar's brakke langs die pad, daar's mense wat honger en dors na die dinge van die Here. Maar ons as mens, kinders van God, is nie die voorbeeld nie. En daarom moet ons 'n voorbeeld wees, dat ons nie sal dat mense sê, daai vrou nou, daai kerk toe. Nee, wat, ek wil nie na daai kerk toe gaan nie. Dit is waar, want ek het daai selfe oordeel oor ander mense in die verlede. En dink ek by myself, nee man, daar toe een en een maak nie twee nie, maar dis nie vir ons om te sê nie. God roep die mens soos wat hy is. En wat hy met hom maak, het niks met ons te doen nie. Hy het 'n doel en hy het 'n plig vir teenoor God. So ook het ons. En ek sê vir die Here dankie daarvoor. Amen. Ons gaan nou 'n lied sing Nadine. Nadine het hom geskryf vir ons. Baie lank terug, toe sy deur 'n baie moeilike tyd gegaan het en ons gaan dit vir julle probeer sing. Hy aan die kruis so groot. Sterf hy aan die kruis so groot. Sterf hy aan die kruis so groot. Sy bloed sal hy aan
moet julle seker weet. Maar dit moet julle seker weet. Maar dit moet julle seker weet. Hy kom terug, ons staan met maar dit moet julle seker weet. Maar dit moet julle seker weet. Hy kom terug, ons staan met Ek wil vir u sê, as u die vertroue in Jesus plaas, dit maak nie saak wat jou pad langs kom nie. Glo my, plaas jou vertroue in God en kyk wat Jesus werklik vir jou beteken. Yes. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. You've been so faithful. You've been so true. You never failed me like I failed you. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. I was in prison, but you came to me. You removed the
chains set me free. Hallelujah. This cup of sorrow I'll drink no more. I'm overflowing with your great joy. I cannot question the way that you live. I know that you, Lord, are all I need. Each day I'm leaning on you, precious Lord. Yes, I'm leaning to trust you, Lord. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. You've been so faithful. You've been so true. You never failed me like I failed you. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. You've been so faithful. You've been so true. You never failed me like I failed you. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. Halleluja. Nou vanaand is ek my getuienis voor ons. Ek gaan probeer nie huil nie. My stem is nou regtig nie meer lekker nie, maar maar dis nou nie gou. Dit is my getuienis vanaand. Ek wil vir julle sê jare terug. Jo, jare terug. Toe spark is 'n graskop. En ek sing hierdie lied die dag en ek sing dit vir my kind. En vanaand kan ek sê God het die belofte nagekom. Amen. En hy het my kind gered. En ek wil vanaand vir die Here al die eer van my hart bring. Yes, amen.
wag in die donker van die nag. Wanneer, oh wanneer sal my seun huis toe kom? Dit is al reeds so laat, sal hy ooit terugkom vanaand en sy kniel neer en bid tot die Here, bewaar my seun vanaand, bring hom tot veilig terug. Here, bewaar my seun vanaand, trek hom onder die dierbare bloed. Wag, ek hoor 'n klop daar aan my agterdeur. Heer, laat dit hy wees en nie 'n vreemdeling. Dan hoor ek 'n stem, moeder, maak oop die deur. Heer, hy is veilig by die huis. Heer, bewaar my seun vanaand, bring hom tot veilig terug. Here, bewaar my seun vanaand, trek hom onder die dierbare bloed. Here, bewaar my seun vanaand, raak hom tog aan en red sy siel. Here, bewaar tog my seun vanaand, trek hom onder die dierbare bloed. Trek hom onder die dierbare bloed. Geliefdes, jy het daar baie gehoor, ek sê praat van, luister ons na die regte stem. Nou so 'n paar maande terug, seker so 8-9 maande terug, vra iemand vir my jare van en die Here sê vir my, vir die persoon sê, doen jy die regte ding? Geliefdes, ek het my kant gebring, ek het na die persoon toe gegaan en wat sê, hoor jy, is jy seker jy doen die regte ding? Is jy doodseker? Maak seker by die Here. Geliefdes, ek weet nie of sy te goed was om wat nie te buig nie, maar vandag huil sy. Vandag huil sy. Net soos pastoor Amanda, ek het al 'n paar keer gesê, pastoor Amanda, vergeet die verlede, sny dit af. Geliefdes, en dit geld vir iedere een van ons. Sny die verlede af. Spit jou vorentoe. Want Jesus is die leidsman. Hy wil jou lei. Glo my, hy maak nie foute nie. Hy maak geen verongelukkige mistake nie. Daar is hy so ietsie. Kom ons, hou ons oog gefestig op hom. Hy is die volender. Geliefdes, verstaan maar nou sal nog iets.
Amanda, kan ek gou 'n getuie speel of? Ek het in die week het ek Amanda gebel en ek het haar gesê die Paulo wat ek ry se manifold het gekraak. En ek gaan toe na my suster se seun toe en ek vra vir hom, hy werk in die baie daar by Swartkop Stephou by die truck company. Ek vra kan hy nie met sy baas of iemand praat om my te help nie. Want ek het nie geld om my kar reg te maak nie. En hy sê toe vir my gister bring die kar. Daar het hulle dit reggemaak. Dit het my niks gekos nie. Dit is alles van die Here daai man op my pad gestuur. En Amanda het vir my gesê glo en daar gaan vir jou 'n deurbraak kom en die deurbraak het gekom. Want alles aan die Here se dank. Geliefdes, ek wil ook 2 sê. Ja, Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God. Amen. Daarna sal alles bygevoeg word. Ja. Hoekom kom jy kerk toe? Is dit vir jouself? Hoe sit jy hier om vir jouself om vir die Here iets te vra? Of is ons hier om eer aan God te bring? Maar dit is op die einde van die dag is dit ons doel. Ja, vir die Here. amen. En daarna sal alles bygevoeg word. Pastor Thys het vroeër iets gemention wat by my vasgesteek het. Die Here, God gee sy beste vir jou, so jy moet die beste vir hom gee. Ja, en dit gaan in alles wat jy doen. Alles, jou werk, jou verhoudings, jou finansies, in alles wat jy doen. Gee jou beste vir hom. Hy voorsien vir jou, so gee vir hom wat hom toekom. Ja. En dan pastoor gaan mense van hoe jy nie lekker voel as jy nie by die kerk is. Ja. Daar's ouetjies wat glo ons kyk TV op YouTube, whatever. Dis fine. Maar dit laat my nou dink aan die deeltjie waar die verlamde man op die mat gelê het en sy vriend het hom die dak opgebreek en hom deurgesak. So wat doen jy wat kerk by die huis kyk, wat nie in 'n community is nie? Wat doen jy wanneer jy jouself op jou mat bevind? Wie gaan jou mat sak en by Jesus kom? Ja. Dis net iets om aan te dink. Goed of goed? Sorry man. Chris, kan mamma op jou kyk? Ja. Hy sal vir julle vertel. Was dit Mike? Sy moet mamma praat. Is okay. Ek leer hulle van kleins af om hulle tiendes te betaal. Nou Chris is nou op daai punt in sy lewe, hy hardloop nou al vir geld. So as hy nou hy is nou slim, nou is hy bankrekening gaan oopmaak. Want as jy dis 'n mamma se gekom. Maar die oomblik as dit uitkom, dan sê my mamma transfer my tiendes in die kerk se rekening. En weet jy nie weet, bel 'n man om 'n besigheidsman van hy te na gaan. Hy sê kom Chris, ek wil jou vir die huis kry net nou. En hy man stop en hy vir Chris 'n paar hardlooptekkies van R3,300. Nie vir baie geld Jy weet, broer Marnus, ek is so, nee, absoluut nie so. Ek is te min, te bang, ek mis iets. Wat die kom gebeur, wat dalk vir my nog beter gaan laat groei. Of my gaan ander laat. Ek is te bang, mis. Daar's 'n mens, suster. Ek wil net iets sê, ek weet nie of julle gesien het, die Louis het so 'n groeisel op sy lip gehad. Ja. En gewoonlik, daai tipe groeisels is karsinoom, dis 'n aggressiewe kanker. En ek vra toe vir dokter om daarna te kyk, die dokter vir wie ek werk. En hy sê vir my nee, ons moet dit uitsny, hy moet Dinsdag gekom, maar sny ons dit sommer nou daar in die kamer uit. In die hele tyd was ons ge-worry, maar net sê nou dis kanker. En Dinsdag toe kom Louis, dokter sny dit uit, ek stuur dit na Empath toe, Vrydag toe kry ons die resultaat, dis maar net 'n gewone groeisel. Ik heb nog niks gezien en dan hier mijn vrouw komt met eten gezegd, vertel van zich voor de tiernetie. En de
vanmiddag kan ek ook net een en elkeen groet na die wonderlike naam van ons Koning Jesus. En ek kon ook net vir een en elkeen vanmiddag sê dat die Here is die Here. Die Here ken alles en hy weet alles. Hy ken vir ons sit en ons opstaan ken hom. En as ons siek is, hy ken ons en hy weet, hy gaan ons genees as ons net glo. Dat hy is die God, hy is die geneesheer vir alle geneesheer. Hy is die ene wat die probleme as oplos. Hy is die ene, ons kan net na hom toe nader, want as niemand wat na ons na toe kan nader. Dit is so goed om onder sy woord te sit. Is so goed om onder sy geklank te sit. Jy kan maar hoe voel, maar as jy onder die woord van die Here uitkom, dan voel jy so 'n ander mens. Reg maar, ek het vanmiddag so keer toe kom te sê, ek wil vir die dierbares sê, dis goed om onder die woord van die Here te sit. En ons moet krag by die huis van die Here kom haal vir die diak. Want ons kan nie op ons eie kragte lewe nie. Ons moet lewe op die Here se krag. En is nog steeds sy genade, pastoor Thys net om vra, het ons niks, doen hy niks vir ons nie. Hy doen vir my baie. Want is steeds sy genade, pastoor Thys, wat dat ons kon hier by mekaar kom. Yes. Om sy naam groot te maak. Want hy wil dit hê. Want hy dra vir ons teen baie dinge. Hy dra vir ons teen baie dinge. Soms dan voel ons, ons kan nie dit maak nie. Ons kan nie weer die ding kan kom nie. Die ding is swaar, die ding is ewig. Maar by die Here is hy nie swaar nie, pastoor. Hy is lig by die Here. En hy dra vir ons daardeur. Alles is wat? Hy dra vir ons daardeur. Daarom kan ek ook net sê, ek gee alle lof en die eer aan die Here toe, want hy alleen is dit werd. En hy is werd om gedien te word en geloof te word. Amen. Amen. Ek wil elke gesalte goed doen na die goed doen wat die naam van ons Koning Jesus. Amen. Ek wil graag hierdie ding weer sê. Jy weet, ek is my mamma baie jong toe sy my geboorte gee aan my. En my pa het my afgestry. Die hele saak gemaak. Ek is nie sy kind. Dit was meer 'n omkoper as enigiets anders. Nou, die rede waarom ek dit vir julle noem is, ek het opgelet, as mense jou verwerp, skep God die geleentheid om jou op te tel. Engelse frase wat sê, if people reject you, God eject you. Ek sal my nie glo nie, ek was 23, toe sien ek my eie pa vir die eerste keer in my lewe. En ek gaan hom 'n bietjie klere graag, net. Die klere in. Dit was swart. Ek het sy hande en ek het sy voorkop. Ek gaan nie sê wat gebeur. My ouma het na die hofsaak gewen is, voel hy nou spyt. Hy bring 'n boks klere en goede. My ouma sê vir hom, "Daai jou klere, die Here gaan ons help om te doen." Soos ek sê, ek het hom ontmoet direk oor net. Hy is gesterf toe hy 52. En toe ek nou onlangs verjaar was ek 64. Jy sien, jy moet onthou, as ek en jy besluit maak om die Here aan te neem. As Jesus teruggaan na Nazareth, dan vra hulle, is dit dan nie Timmerman se seun nie? Ek en jy moet onthou, daar is 'n mate van verwerping wat ons by mense moet kry. En die gees van die Here skep dan 'n geleentheid om ek en jy nader te trek. En jy sien, baie mense verstaan nie dinge, dit gaan nie oor kennis nie. Dit gaan oor guns wat ons in God se oë kry om dit te wees wat ons vandag is. Die Here seën. Reg, lyk my dit is nou ons. Kom ons sing die laaste liedjie saam terwyl Chris vir ons die tieners en die offergawe sal opneem.
elkeen een van julle besef dit vanaand. Sy koms is baie naby. Voor ons nog gaan afsluit. Jy weet ek, luister my dokter was straal daar by my, praat hulle van 'n ongeluk. 3 uur die oggendure, hier in Dispatch, sal meer in Hoofstraat. She's wat seer. Daar's 2 mense oorlede, geliefdes. My vraag is hulle op die regte plek? Wat soek 'n kind daai van die oggend in die strate? Wat soek jy daai tyd van die oggend in die strate? As my kind is, weet ek wat ek moet gaan doen. Hy sal bitter spyt wees, maar geliefdes, kom ons maak vir die oop. My Vader, ons sê vir baie dankie Here vir elkeen se getuienis, Vader. U het ons oor weer opnuut oopgemaak, ons hart gekoppel, Vader. Ek vra U, Here, dat U met ons sal wees deur hierdie week, dat U Gees vir ons sal lei, ons die paaie sal oopmaak en skoonmaak. My Vader, seën nou, elkeen met 'n tiende en 'n oppergawe en die sak gesit het, Here. Die wat nie gehad het nie, my God saam op by hulle sal, Here. U ken iedereen van ons harte, U ken ons weer. My Vader, seën ook die voedsel wat U nagenuttig word, Here. Seën dit op elkeen van ons liggame. Ek bid dit in Jesus kosbare naam, my Vader. Dra ons deur hierdie week. Hou ons in die palm van die hand, my God. En gee dit, Here, dat ons nie sal vrees oor die dag van môre nie, want U sal reeds sal om vir ons die paaie gelyk te maak. En ek eer en dankie daarvoor in die lieflike naam van Jesus. Amen. Kom maar die genade van God onze Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. En almal wat dit sê, moet sê amen. Amen.